En ek was weer 'n bietjie laat vanaand as gevolg van 'n ander noodgeval, 'n vrou wat gebloei het op sterwe. So ek het nie die geleentheid gehad om vinnig in te kom nie. Ek het gedink ek sou laat wees, maar ons het dit uiteindelik gemaak. En gisteraand terwyl ons gepraat het oor hierdie nuwe komende gebeurtenis, kon ek soveel meer dinge daaroor gesê dat dit gekom het, plaasvind, maar ek sou te veel tyd geneem het. Maar na die in hierdie wete waaroor die Here tyd gelede gepraat het, ek veronderstel omtrent 3 of 4 jaar gelede, my vrou wat nou teenwoordig is, sou net die datum kon ken. Ons het dit neergeskryf dat ek 'n visioen gesien het van 'n groot tent of iets wat ons eendag verwag om te hê en waar ons in 'n plek kan inkom en 'n lang tyd kan bly. Ons kan die predikers en so voort bymekaar kry waar die bekeerlinge almal huise kon hê om na toe te gaan en in ons dienste rondskep waar hulle nie sal inmeng met die gewone dienste van die kerke nie. Miskien of wees op Woensdag aand en Sondagmiddag hê in plaas van Sondag aand. Iewers waar dit nie sal inmeng met die res van die godsdienstige dienste nie. En gedurende 'n tyd waar daar geen herlewings naby is nie, kon bly en ons lering kon hê in die oggend. Soos predikers en so voort, dan in die middag om die siekes te leer hoe om hulle genesing te behou wanneer hulle dit ontvang en so iets. Ek is op my pad huis toe onmiddellik na hierdie diens hier vir daardie einste doel by my tabernakel. Nou, toe in hierdie visioen het ek 'n gebouetjie in 'n hoek sien staan. En hierdie lig wat naby my was, dit het gegaan en bo daardie gebou gestaan en 'n stem het gepraat en gesê, ek sal jou daar binne ontmoet. Toe ek weet nie, ek het net gewonder egter, nadat dit verlede week gebeur het, of vorige week is dit nou, onder by Depo in die henne met daardie mevrou Wright. As dit net nie weer kon gebeur in die kerk hier buite, terwyl hierdie diens aan die gang is nie. Ek sou dit net graag wou sien. Ek weet dit sou my inspireer. Sou my broers inspireer en dit sou julle almal daar buite inspireer. Dit sou net baie vir ons doen. En ons vertrou en sien uit na die Here om dit te doen. Hy is goed en vol genade. Ons het hom lief met ons hele harte. En nou ons vertrou vanaand dat God elke verlore persoon sal red. Elkeen wat nie gevul is met die Heilige Gees nie, sal vul met die Heilige Gees. Elke hart sal voorberei vir sy koms. En ek glo as ons in daardie toestand kom, dan sal ons beter kandidaate wees vir hierdie groot gawes van God, waarna ons uitsien om oor ons uit te breek, om dan te gebeur. Want die Bybel het gesê dat toe die Pinksterseëning die eerste keer op die Pinksterdag geval het, hulle in een plek en eendragtig was. Alles was net gereed en dit was 10 dae dat hulle gewag het dat hierdie sou gebeur. En toe het dit met eens plaasgevind. En ons hoop dat ons nie 10 dae hoef te wag nie. Ek hoop dit sal nie nog 10 minute wees voor iets wat die Here hier vir ons sal doen nie. Maar elke aand sien ons sy groot magtige hand beweeg. En ons is dankbaar teenoor hom vir die voorregte wat ons nou het in sy genade en in sy barmhartigheid. Ek dank hom vir alles wat hy my die voorreg gegee het om te doen, om sy mense te help. En ek weet soos ek sy mense help, help ek die saak. En dis wat die Here wil hê. Ek weet om iets vir julle te doen, dis wat die Here behaag. Dit sou baie beter wees en ek sou beter voel teenoor jou as jy het iets baie mooi gesê het van my seun. As wat jy van my gesê het, want hy is my seun, en dan sou ek beter voel daaroor. Julle sou ook oor julle kinders. Wel, God dink dieselfde van sy kinders, want hy is 'n ouer. En ons is sy kinders, en hy wil hê sy kinders moet die beste hê wat daar is. En ons is hier om te bid en om saam met julle vas te hou aan die beloftes van God, totdat julle julle hartsbegeerte kry. En ons weet dat hy dit vir ons sal gee.
Die een ding waarna toe ons nou moet opbeweeg is na die grootste geloof teenoor wat ons gehad het. Iets wat, jy kan nie daardie geloof hê totdat jy presies weet wat jy doen nie. Wanneer jy verstaan, dis wat jy loop, jy sê net, wel, ek gaan huis toe, ek gaan uit en skakel die motor aan, dis alles 'n daad van geloof. Môre sal ek jou by 'n sekere plek ontmoet, dis alles 'n daad van geloof. Omdat jy dit net soveel gedoen het, omdat dit 'n gereelde roetine by jou is. Wel, dis hoe die dinge van God is, nadat jy hom vertrou het, en hom soveel dinge sien doen het, totdat dit net so 'n gereelde roetine word. En dis die toestand waarin ek dink die kerk sal wees, net voor die koms van die Here. So die wegraping sal net reguit op daardie manier aangaan. Dit het 'n gereelde roetine wees om die skrifte en die planne van God te volg. Die kosbare woord lê oop vir ons. Voor ek sal lees, wil ek graag met hom praat saam met julle. Laat ons net nou ons hoofde buig. En terwyl ons hoofde gebuig het en ons oë gesluit, wil ek graag vra of daar diegene hier is vanaand wat veral in hierdie gebed onthou wil word. Sal jy net jou hand opsteek na God? Hy sal weet net wat jy nodig het. Sê dit net in jou hart en hy sal alles daarvan weet. Die Here seën. Ons hemelse Vader, hierdie is een van die grootste voorregte wat ons Christene het, is om te weet dat ons hoofde kan buig en met God praat met die belofte deur sy Seun, ons Here. Dat as ons die Vader enigiets in sy naam vra, hy dit vir ons sal gee. En hoe ons daarvan hou om te dink aan wie daardie belofte gemaak het, u eie kind. En ons weet dat hy waaragtig is en hy die maagdelike gebore seun van God is. En sy woorde is net soos u sin, want sy woorde was u sin. En ons bid, Here, soos ons kom om u te ontmoet vanaand vir hierdie diens, in die naam van die Here Jesus, in die wete dat u ons begeertes en ons versoeke sal toestaan. U het die hande van al hierdie mense van u gesien, wat hulle hande opgesteek het na u, 'n versoek in hulle hart het, in die wete dat u die oneindige God is, dan ken u elke versoek. En ek bid, Here, dat u elkeen van hulle sal antwoord en hulle die begeerte van hulle harte sal gee. Onthou hulle, Here, as u kinders, hulle het behoefte. En u sou nie 'n slang in plaas van brood gee nie. En ons bid dat u diegene sal seën, Here, wat nie vanaand hier kan wees nie, wat afgesonder is in hospitale en herstelorde, en so siek dat hulle nie eers uit hulle beddens geskuif kon word nie. En ek vra, Here, dat u genade aan hulle geskenk sal word. U is nie 'n God wat net op een plek kan wees nie, maar u kan oral wees op dieselfde tyd om gebed te antwoord reg oor die wêreld. Ons bid dat u hulle almal op 'n spesiale manier sal besoek as gevolg van hulle geloof in u. Ek sou vanaand vra, Here, dat u ons pogings hier sal seën, soos ons probeer om siele na u toe te sien kom. Sien al hierdie kerke wat verteenwoordig is en hulle pastore, mag hulle kerke groei en mag hulle ware versorgers wees aan die einde. Waar ons Here in die gelykenis die versorger 2 pennies gegee het en gesê het as hy meer nodig gehad het, hy hom sou betaal. Vader, die nood is so groot in hierdie groot hospitaal van menslike sonde en siekte. Ons net 'n bietjie meer vra vanaand, Here, om dieper te preek en meer doeltreffend te bedien. En ons bid dat u dit vir ons sal skenk, u kinders.
Bid vanaand dat daar nie een siek of swak persoon in ons midde sal wees wanneer die diens verby is nie. En mag die sondaar wat hier is vanaand, wat U nie ken in ondervinding om wedergebore te wees nie. Mag hierdie die aand wees dat hulle gevul sal word met U Gees. Seën elkeen, Vader, en seën die woorde soos ons hulle lees, want ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ek wil graag net 'n vers van die skrif neem en lees vanaand, gevind in Jeremia die 8ste hoofstuk en die 22ste vers. You who keep down the notes and the scriptures, we would give you time to Julle wat die notas en die skrifte neerskryf, ons sal julle tyd gee om na hierdie skrif toe te blaai. Jeremia die 8ste hoofstuk en die 22ste vers lui so. Is there no balm in Gilead? Is there no physician? Is daar geen balsem in Gilead nie? Why then Is daar geen geneesheer daar nie? Want waarom het die genesing van die dogter van my volk nie tot stand gekom nie? This is rather an unusual scripture. But you Hierdie know, is nogal 'n God is ongewone unusual. skrif. Maar julle weet, God is ongewoon. In an unusual En hy way. doen dinge op 'n ongewone manier. And so we can just expect the unusual when we're dealing En so, ons with kan net God. die ongewone verwag wanneer ons met God te doen het. The question was asked, is there no balm in Gilead? Die vraag is gevra, is daar geen balsem Or in is there Gilead not nie? a physician Of is there? daar nie 'n geneesheer daar nie? Then if there is Dan balm as daar 'n in balsem in Gilead Gilead and is, there is a en physician, daar 'n geneesheer then why is, is the waarom het die health of the gesondheid daughter van of die my people dogter not van my volk recovered? dan nie tot stand gekom nie? God was asking the question, why? God het die vraag gevra, waarom? Usually when God makes a provision for people, Gewoonlik, wanneer God 'n or a voorsiening way maak of vir an mense, escape, of vir and the ontsnappingsweg, people refuse to en die walk mense in weier that om way, daardie weg te volg, then God asks the question, why? Dan Because vra God die all vraag, that waarom? he could do Want alles was wat hy provided. kon doen, was voorsien. And the people just En die mense het ignored dit it and net walked away from it. geïgnoreer en weggestap Then he daarvan. asked, why En dan is it vra hy, thus? waarom is dit so? If he's done his part, As hy then sy the deel rest gedoen is het, left to us. dan word die res aan ons oorgelaat. Like a scripture that's in my mind of Ezekiel. Soos 'n skrif wat He in my was the gedagte son is of van Ahab, which Hiskia. was the Hy was die seun van Agab, king wat die of bose Israel. koning van Israel was. And when he died, En toe hy after gesterf he had het, nadat hy married met 'n a heidense vrou getrou het vir sy koningin Jezebel, Isabel, which had brought idolatry into wat Israel. afgodediens in Israel ingebring het. Ahab was, Tog was as we Agab, would think, soos kind ons sou of a dink, borderline soort van 'n believer. grenslyn gelowige. He just would believe when the trouble Hy sou struck. net glo as die probleem And as getref soon het. as they were out En of it, sodra then hulle Ahab daaruit turned was, again het to his Agab weer na sy idolatry. afgodediens gedraai. After his death, his son Ezekiel Na sy reigned dood in het sy his seun stead in Hiskia Samaria, while in sy plek in Jehoshaphat Samaria was geregeer, over Judah. terwyl Josafat And oor he Juda did not was. reform En hy het any, nie but enigsins took the hervorm nie, same maar het kind of dieselfde soort position posisie that his ingeneem daddy and wat sy mother pappa did en before mamma him, voor hom het, to worship Beelzebub. om Beelzebub, die god van Ekron, te aanbid. Then one day while he was walking in Samaria in his Toe palace, enig terwyl hy in he Samaria fell in to sy the paleis lattice geloop and het, hurt himself. het hy deur die traliewerk geval And en he homself got beseer. very sick. En hy het baie siek geword. And he was so sick, I suppose, until the doctors could do no more for him. So he sent two of En hy his was so siek, choice veronderstel ek, dat die servants dokters niks meer vir hom kon doen over nie. to Toe het hy inquire twee at van sy another beste place diensknegte gestuur om navraag te doen by 'n ander plek waar die god Beelzebub, to ask Beelzebub om vir if he was Beelzebub going te to vra get of hy well sou or gesond word of nie. not. Now remember, he was a Israelite. But Nou he had onthou, hy gone was 'n away Israeliet, from the promise maar hy of het die God. beloftes van God verlaat.
And when a supposed to En be wanneer Christian 'n veronderstel or om te should be wees Christian Christen of takes behoort the te wees attitudes Christen, that he die gesindhede inneem we wat hy cannot ingeneem het, expect kan ons nothing niks but anders trouble. as probleme verwag nie. So while they were on their way over, So the terwyl angel hulle of op the pad Lord was soontoe, came het die unto engel van one die who Here was na een living toe for gekom wat God, vir God gelewe het. Elijah the Tishbite, Elia die Tisbit, die down profeet, in the wilderness onder in die somewhere in his wildernis iewers, little in sy dovey klein house, kothuisie, het die engel van die Here in die kamer came into the ingekom room and said, "Go up there and stand in the en way." gesê, gaan af en staan in die pad. You know, you just Jy can't weet, jy hide kan your net nie jou sins from sondes God. wegsteek vir God nie. He knows all about you. Hy weet alles van jou Said, af. "Go stand Gesê, in the gaan way." staan in die pad. And Elijah came up and stood waiting for them to come by, and when they come, En Elia het nader gekom en gestaan, he gewag said, vir hulle "Go om verby te tell kom. the king En that toe hulle sent gekom you, het, het hy gesê, gaan sê vir die koning wat julle gestuur het, so spreek die Here, hy kom nie van daardie bed af nie. and asked him, En vra why vir did hom, he send to waarom het hy Beelzebub vir to Beelzebub consult gaan vra these things? om oor Is it hierdie because dinge te there raadpleeg? isn't a Is God dit in omdat Israel? daar nie 'n God in Israel is nie? Is it because that he doesn't have a prophet? Is dit omdat hy nie 'n profeet het nie? Is dit die rede waarom ons dat jy dit doen vir Beelzebub gaan vra? I would wonder today when I Ek sou think vandag of wonder this wanneer ek dink aan hierdie mal getuisterde plesier mal nasie waarin ons is. why do we turn to drinking and gambling and Waarom smoking wend ons and tot drink carrying en on the dobbel way we en do rook to en find aangaan pleasure? Is it soos wat because ons doen there om is plesier no te vind? pleasure in Is the dit house omdat of daar God? geen plesier in die huis van God is nie? Is it because there's no joy in Is dit serving omdat the daar Lord geen that we vreugde have to daarin is om die Here hush te that dien nie, precious dat ons daardie desire kosbare of with begeerte in things ons hart of moet the stil world? maak met dinge van die wêreld? I wonder what will happen when God requires us Ek wonder wat sal gebeur wanneer God van ons sal vereis by die oordeelsdag en ons vra waarom ons na sulke dinge soos daardie gegaan het vir plesier, wanneer die Christen se plesier in die Here is. He has got joy unspeakable and full of glory. Het for his onuitspreeklike believers. vreugde en volle heerlikheid vir sy gelowiges. Why does the world long after things like that? To try to Waarom verlang die wêreld na dinge soos daardie om hulle longing verlange te probeer with bevredig the met die things dinge of van the die wêreld? world when the joys of the Lord is for the people of God? Old-fashioned Leer die prayer vreugdes meetings, van die Here vir die mense van God is. Oudtydse bidure, die Gees op die kerk. I was a sinner, and I did everything that Ek I was 'n was big sonder enough en ek to het do. alles gedoen wat ek in the groot world. genoeg was om in die Lots of wêreld te things doen. I tried, Baie I wasn't dinge wat big ek enough probeer het, to do. was ek nie groot genoeg But I om te wanna doen say nie. this. Maar ek wil dit sê, That all of it put together never give the dat dit alles tesame satisfaction nooit die like one moment in bevrediging the gee, presence of the soos Lord een God. oomblik in die teenwoordigheid van die Here God nie. It's all bogus and fantastics. It only speaks those Dis alles vals momentarily en pleasures of fantasties. sin. Dit spreek Only net speaks that daardie there is a tydelike real plesiere van sonde. consoling and Spreek net dat daar 'n comfort ware and pleasure, vertroosting is en lasting troos en pleasure plesier. in the Lord. Blywende plesier in die Here. Why would the Church of the Living God have to resort to Waarom such sou die things kerk as van die that lewende to God hulle find tot pleasure? sulke dinge soos daardie Our wend om pleasure plesier is te serving vind? the Lord. Ons plesier is om die Here te dien. And he said, go tell him that he's not coming off of that En hy het bed, gesê, gaan sê vir hom that dat he's hy going nie to van die daardie right bed there. afkom nie. And that's Dat hy net exactly daar gaan what's sterf taken en dis place. presies wat plaasgevind het. I'd like to quote when these messengers returned back. Ek wil graag aanhaal toe hierdie boodskappers teruggekeer het en die koning vertel het dat hulle 'n man op hulle pad ontmoet het wat so vir hulle He gesê said, het. what did he look Het hy like? gesê, hoe het hy gelyk? He didn't have Jy his het nie sy collar kraag turned around omgedraai and dressed gehad in en clerical geestelike clothes. drag aangetree But nie. he said he was Maar hy het hairy gesê all hy over was and baie had a harig piece of en het 'n leather stuk girded leer around om him. hom gegord gehad. He said it was Hy Elijah het the gesê, Tishbite. dit was Elia, die Tisbit. No matter how much they hate the servant of God, when he Maak nie comes saak with hoeveel thus hulle die saith the diensknegt Lord, van God haat nie, they know wanneer hy that kom met that's so the truth. spreek die Here,
weet hulle dat dit die waarheid is. Die volk weet vandag dat die Heilige Gees en die krag van God die waarheid is. Hulle het opsetlik weggedraai daarvan en God gaan vra vir 'n rede waarom. Waarom het julle na hierdie dinge toe gegaan? Waarom het julle na die wêreld gegaan in die mal geteisterde toestand waarin dit is? Amerika is heeltemal plesiermal. Mense sal Woensdae aand tuis bly van hulle biduur af om na 'n sekere televisie-uitsending te kyk, om te luister na 'n paar grappe wat iemand moet maak. Wel, ek dink dan as die kerk in daardie toestand beland, het dit regtige herlewing nodig. Het dit iets nodig om dit terug te bring na die ware vreugdes van die Here. Net soos 'n man wat op 'n dokter se drempel sou sterf met 'n siekte, waarvoor die dokter die medisyne gehad het, die geneesmiddel vir die siekte. 'n Man mag reg voor die dokter se drempel lê en daar sterf, omdat hy weier om die geneesmiddel te neem. As die dokter die geneesmiddel vir daardie siekte het, en die man kom so naby daaraan dat hy op sy drempel sit totdat hy sterf, kan jy nie die dokter blameer nie, want die dokter het die geneesmiddel gehad, maar jy moet die pasiënt blameer, omdat hy nie die geneesmiddel geneem het nie. Dis hoe dit was met Hiskia. Dit was nie omdat daar nie 'n profeet was nie. Dit was nie omdat daar nie God in Israel was nie. Dit was as gevolg van die hardkoppigheid van die koning. Hy het hom gehaat omdat hy hom bestraf het en sy sondes bestraf het. En hy het hom gehaat. Dit was sy eie selfsugtige toestand. Die rede waarom hy 'n medium of 'n spiritualist moes gaan vra, om uit te vind of hy sou lewe of nie, is omdat hy die weg van die Here gehaat het. Dis hoe jy nie die Here kan blameer nie, net soos jy nie die dokter kan blameer nie. Jy kan sê, wel nou, as die dokter die geneesmiddel het en dis vir die siekte wat jy het, dan weier jy om daar die middel te neem, moet dan nie die dokter blameer nie. He's got a remedy for all these things. Dis net soos dit is met die Here. Hy het 'n geneesmiddel vir al hierdie dinge. Hy het 'n geneesmiddel vir sonde, en as 'n man weier om die geneesmiddel te neem, moenie God blameer nie. Dis die pasiënt se hardkoppigheid. God het onuitspreeklike vreugde vir die gelowige. Hy het onbeperkte krag vir die gelowige. Hy het genesing, verlossing, hy het heerlikheid, hy het goedheid, hy het genade. Maar as die onderdaan weier om die geneesmiddel van sonde te ontvang, die oplossing om ontslae te raak van al sy haat en kwaadwilligheid, moenie vir God blameer nie, want dit lê reg voor jou vingerpunte. Jy kan dit ontvang. Jy sê, wel, as ek net geloof gehad het. It's yours. God has it laying in reach. Daar is vir jou geloof gegee, dis joune. God het dit wat net binne bereik van jou wese lê vanaand geloof vir enigiets. God het dit beloof. Medisyne, hoe vind hulle medisyne? Die eerste ding wat hulle doen om medisyne te kry, hulle kry een of ander soort van 'n middels bymekaar. En hulle werk daaraan in 'n laboratorium totdat hulle vind hoe om die medisyne te gee, wat 'n kiem in 'n menslike liggaam sal probeer doodmaak. En dan gaan kry hulle 'n proefkonyn, en hulle gee hom hierdie sekere siekte, spuit dan die serum op die toksin in hierdie proefkonyn in, en kyk hoe dit reageer. As die proefkonyn herstel daarna, goed, dan begin hulle dit vir die mense gee. En partymal werk dit en partymal nie. Maar eers word dit getoets deur 'n proefkonyn om uit te vind of dit sal werk of nie. Wel, dit sal nie altyd op menslike wesens werk nie. Jy kan nie te seker wees daarvan nie. Want medisyne wat een sal help, mag die ander doodmaak. Maar daar's een ding waarop jy kan staat maak. God se balsem wat hy in Gilead het. Sal enigiets genees wat hy gesê het dit sou genees. Jy hoef jou nie daaroor te bekommer nie. Medisyne mag val, maar God se balsem kan nie val nie, want dis getoets.
You hear so much said today that En dan hoor julle dat soveel gesê word vandag dat hartsiektes die nommer 1 moordenaar van die volk is. I do not believe that. I believe that sin Glo dit nie, ek glo is dat the sonde number 1 siekte killer of the die nommer nation. 1 moordenaar van die volk is. We've got the best doctors Ons het die we beste ever had. dokters wat ons ooit gehad het en die beste medisyne waarmee ons ooit gepraktiseer het, die beste hospitale wat ons ooit gehad het en meer siekte as wat die wêreld ooit gehad het, is omdat ons meer sonde het as wat die wêreld ooit geken het. Dis reg. Sin is unbelief. The reason Sonde the is people are ongeloof, in the die rede conditions waarom die today mense with vandag all in die kinds of toestande diseases is en springing allerlei up that they siektes don't wat know nothing opkom, about waarvan is hulle because niks the way weet nie, they is as live. gevolg van hoe hulle lewe. And they live En in hulle unbelief. lewe in ongeloof. God sends His mercy and His messengers God across stuur the sy land, genade en sy preaching boodskappers divine oor die healing, land and wat people goddelike laugh in the genesing face of preek it. en mense lag And dit say uit en there's sê nothing daar's to niks it. daaraan nie. He'll send Hy the sal die Holy Heilige Spirit Gees to stuur om take sonde sin van 'n from a man man, af te and neem they'll en hulle class sal him hulle as a bunch of klassifiseer as 'n idiots. klomp idiote. Then God's going to ask you, why did you do it? Dan gaan God julle vra, hoekom het julle dit gedoen? En ons sal op daardie dag moet antwoord vir die gesindheid wat ons teenoor sy Heilige Gees en sy beloftes gehad het. Sin is unbelief. Sonde is ongeloof. Enige iemand wat nie glo nie, is 'n sondaar. Hy mag wees soos 'n aartsengel sing in 'n kerk. Hy mag selfs 'n diaken in 'n kerk of so iets wees. But if the man does not believe God's word, Maar as he die is a man sinner. nie God se woord glo nie, is hy 'n sondaar. Hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel. And just look at the critical world today against the En powers kyk net and na die the kritiese gospel of wêreld Jesus vandag Christ. teen die magte Think of our en nation die today. evangelie van How Jesus Christus. critical. Dink aan ons nasie How sin vandag is hoe weighing in krities, on every hoe hand. sonde aan elke And yet kant we go to instroom en church. tog gaan ons kerk toe. Oh, we're very religious people in going to church, and so was O, Israel. ons is baie godsdienstige mense wat kerk toe gaan en Israel was ook. Maar daar is 'n weg wat reg lyk vir 'n mens, maar die einde daarvan is die weë van die dood. Now, we've got a truth that Jesus Christ saves from all Maar ons het 'n sin. waarheid dat Jesus Christus red van alle sonde. Dat die bloed van Jesus Christus die gelowige reinig, die gelowige vul met die Heilige Gees. There's plenty of toxin, but the people Daar's baie refusing to toksine, take maar die mense weier om dit te neem en dis waarom ons dinge het soos ons nou het. I meet people all the time that tell me, Brother Ek ontmoet die hele tyd mense wat vir my sê, "Broer Branham, ek kan net nie ophou rook nie." I met a little woman here not long Ek het 'n ago, vroutjie hier ontmoet and nie she lank was in a gelede nie en restaurant. sy was in 'n restaurant en die arme dingetjie het gelyk asof sy TB het om mee te begin. And because En the omdat die advertisement advertensie told her vir haar that she gesê would het dat sy be thin maar if sou she wees smoked. as sy rook. Do you only realize that that's Besef death jy on you net does dat that? daardie die dood op jou is wat dit doen? Do you realize that you're Besef killing jy dat yourself jy by jouself doing it? doodmaak deur dit She te said, doen? "I just Sy het can't gesê help ek kan it. dit net nie I help have nie, to ek do moet it." dit doen. No, she doesn't. The reason she does it is because Nee, she sy hoef refuses nie. the toxin. Die rede waarom sy There dit is doen a is omdat sy balm die for that. toksine weier. Daar is 'n balsem daarvoor. 'n Man het vir my gesê, Christen veronderstel om te wees dat hy so gewoonte gehad het dat hy nie sy kop van vroue kon wegdraai nie. Ek het gesê, dis jou eie skuld. Hy het gesê, ek kan net nie daarmee ophou nie. Ek het gesê, weier die toksine, dis al. God kan daardie gees van jou reinig in so 'n verknorsing en so 'n toestand. Sê wel, kyk net na hulle op die straat. I don't care what they are. You don't have to look at them. Ek het gesê, ek gee nie om wat hulle is nie, jy hoef nie na hulle te kyk nie. As God jou die Heilige Gees gee, sal jy soek na iets beter as dit, iets hoër, iets groter as dit. Dis omdat hulle weier om die toksine te neem. People refuse the new birth. Mense weier die nuwe geboorte, hulle hou nie van die gedagtes om wedergebore te word nie. En party van die moderne leraars leer die nuwe geboorte is om nader te stap en gemeenskap te hou met die kerk. That's the new birth. Dis die nuwe geboorte. Dis verkeerd. Die nuwe geboorte is 'n geboorte. Net wat dit sê dit is. Dis om wedergebore te word. Enige man weet dat enige geboorte 'n gemors is. Of dit nou op 'n plaaswerf is, of dit in 'n hooimiet is, of dit in 'n versierde hospitaalkamer is, waar dit ook al is, dis 'n gemors, enige geboorte. En 'n nuwe geboorte is geen gedagte nie. Dis niks anders nie daar. Dis 'n gemors. Wanneer 'n man wedergebore is, laat dit hom dinge doen wat hy nie sou dink hy sou doen nie. Dit mag jou laat huil en boe en te kere gaan, dit mag jou dinge laat doen wat jy nie gedink het jy sou doen nie. Maar dit bring nuwe lewe.
Dis die hoofsaak is nuwe lewe. Ek gee nie om op watter vlak ek dit moet ervaar nie. Ek wil nuwe geboorte en nuwe lewe hê. Ek gee nie om waar dit geklassifiseer word nie, as 'n holy roller of wat dit ook al is nie. Ek wil nuwe lewe hê. En nuwe lewe kan dit kom wanneer die dood na die gelowige kom of die ongelowige. Ons neem 'n mieliepit, sit dit in die grond, dit mag 'n mooi mieliepit wees, blink gevry, baie mooi lyk, maar solank dit in daardie toestand bly, is dit al wat dit ooit sal wees, 'n mooi mieliepit. Partymal sluit ons by die kerk aan, baie mooi dinge daarin en soper, miskien probeer ons onsself mooi maak om kerk toe te gaan en nuwe iets te kry om kerk toe te dra. Dit al wat kerk vir jou beteken, dan is ek oortuig jy het 'n nuwe geboorte nodig. Dis presies reg. Daardie mieliepit sal nooit enige nuwe lewe voortbring totdat die ou put daarvan wegvrot nie. En 'n persoon by die altaar kan nie daar kom en kniel en opstaan en sê, wel, ek het 'n nuwe geboorte nie. Jy moet daar bly tot al jou gedagtes van jou eie self en al jou wêreldse goed weggevrot het van jou dood en verrot en van jou af weg is, dan vind nuwe geboorte plaas. O, jy mag kwyl en babbel en kwyl soos 'n perd wat klawer kreeg. Maar jy sal van daar af opkom in 'n nuwe toestand met 'n nuwe geboorte en iets in jou wat lewendig is en wat jou iets anders gemaak het as wat jy was. Wanneer nuwe geboorte inkom, kan dit nie kom voordat daar eers 'n dood is nie en mense wil nie sterf nie. Hulle wil nie die eenvoudige leiding van die Heilige Gees hê nie. Hulle wil hulle eie denke daaroor neem. Jy kan nie jou gedagtes dink nie, jy moet sy gedagtes dink. Laat die gesindheid wat daar in Christus was in julle wees. Amen. Hy dink God se gedagtes, bring God se seëninge, God se krag na jou toe. En dit sal 'n gemors van jou maak wat die wêreld betref, maar dit sal nuwe lewe bring. Dit sal opstandingslewe bring, dit sal nuwe gedagtes bring. Dit sal 'n nuwe persoon bring, dit sal 'n nuwe geloof bring. Dit sal jou uit die dood in die lewe inbring. Die nuwe geboorte maak nie saak hoe morsig dit lyk, hoeveel jy moet huil en skree en aangaan by die altaar nie, of wat jy ook al moet doen. Al die onnodige dinge wat jy dink jy nie sou doen nie, dit sal jou dit laat doen. As jy vol trots is en nie die lipstifie van jou gesig wil afwas nie, kan 'n paar trane dit vir jou doen. Dis reg. Maar dit sal jou soos 'n gemors laat lyk, maar jy sal 'n ander persoon van daarop op. Gebore uit die Gees van God, 'n nuwe skepsel in Christus Jesus, dit sal iets aan jou doen. Mans, dit sal julle daardie ou sigaar laat los. Julle daardie sigaret laat ons daardie bottel, dit sal julle skoonmaak. Jy sê wel, daar's geen kwaad daarin nie. Bly lank genoeg daar en kom op en vind uit of daar enige kwaad daarin is. Laat nuwe lewe hou vaskry, kyk wat die ou lewe, jy sal verrot vir daardie dinge. Daardie sigarette en tabak en whisky en goed van die wêreld sal van jou af wegvrot. Julle bly net nie lank genoeg nie. Bly daar totdat julle heeltemal dood is. Dan nadat julle dood is, bly daar totdat julle verrot. Daar geen kans meer is op 'n hernuwing nie. Dis 'n verskriklike woord, maar dis die waarheid. Jy hoef nie Webster se woordeboek te kry en dit op te soek nie, want dis net gewone ou reguit prediking. Maar dit sal jou red, broer, ek sê jou, dit het my. Ek weet dat dit enigiemand sal, wat dit sal aanvaar op daardie basis en vashou aan God en sê, ek glo dit. Bly daar. Daar sal iets gebeur in jou lewe, verandering sal oor jou kom, dat almal wat jou ken sal weet, iets het met jou gebeur. Jy hoef hulle nie te sê nie, hulle sal dit in jou sien. Jou vrou sal dit sien. Jou kinders sal dit in jou sien. Jou bure sal dit insien. Jou baas sal dit in jou sien. Almal sal dit in jou sien, want jy sal verseël, gemerk wees. Jy lewe nie meer volgens jou eie wellus nie. Jy's dood. Jy's begrawe. Jy's 'n nuwe skepsel in Christus. Daar was 'n tyd in hierdie land waar hulle nie toksine vir pokke gehad het nie. Baie mense het gesterf aan pokke, maar daar's geen verskoning vandag nie. Daar's baie pokke toksine en vir ander siektes. Hulle het dit. Daar was 'n tyd waar daar nie veel van 'n toksine vir sonde was nie.
Maar daar's baie toksine vir sonde. Onder die ou verbond, destyds in die tyd van die Ou Testament, was daar 'n skaduwee of 'n tipe, dit was, hulle het 'n lam vir sonde geoffer. Nou, toe die lam gesterf het, is die bloed gestort, die bloedsel gebreek. Die gees wat daar in die lam was, kon nie terugkom op die gelowige nie. Wanneer 'n man gesondig het in die Ou Testament, het hy uitgegaan en sy hand op 'n lam gesit, en die priester het die lam se keel afgesny. En terwyl die ouetjie gesterf het, geskop, gebler het, rooi bloed en net sy klein wit bolletjies gebaai het, het die sonder sy hande op die lam gehou totdat dit verstyf het en dood was, met die besef dat daardie lam in sy plek gesterf het. Hy was jammer dat die ouetjie moes sterf vir sy sondes. Maar tog kon die gees van daardie lam nie terugkom op die gelowige nie. Daarom was daar 'n herinnering aan sonde voortdurend. Maar wanneer 'n man opgaan, sy hande deur geloof op die kop van Christus plaas en die pynne van sy sonde voel, dat hy vir hom gesterf het op Golgotha, en die verskeuring en die spoegslijm op sy gesig en die dorings op sy voorkop, en kan sien wat Jesus Christus vir hom gedoen het, en dit aanvaar op daardie basis, kom die gees van God terug in die gelowiges, maak dit die einste aard van sonde in hom dood, maak dit hom 'n nuwe skepsel. Hy kan nie aangaan soos hy was nie, want hy is 'n nuwe skepsel. Al daardie lammers was 'n skaduwee of 'n aanmoediging wat wys na 'n tyd wanneer God die ware toksine sou afbring. So God het nooit 'n proefkonyn gekies nie, het ook nie enigiets anders gekies nie, maar het die serum vir sy eie seun gegee. Maagdelike gebore seun van God het afgekom na die aarde toe, en God het hom die toksine gegee, die toksine toets. Dit het gebeur op die oewer van die Jordaan toe hy 30 jaar oud was. Johannes het getuig nadat hy hom gedoop het gesê, ek het die gees van God sien neerdaal soos 'n duif. En dit het op hom gaan sit en hy was gevul met God se toksine. En hy het bewys dat hy die toets geslaag het. Hy het voor siekte gewandel en siekte het voor hom verdwyn. Hy het voor die kreppeles gewandel en die kreppeles het geloop. En toe hy op die proef gestel is, toe hulle op hom gespoeg het, hom op die rug geslaan het, om uitgeskel het, probeer het dat hy sy meer verloor, het hy gesê, ek kon met my Vader praat en dadelik sou hy vir my 12 legioene engele stuur. Maar wat was die probleem? Waarom het hy dit nie gedoen nie? Die toksine het gehou. Hy is op die proef gestel, daar het hy na Golgotha gegaan, spotspoeg oor sy hele gesig, sy gesig wat bloei, waar hulle hande vol baard het sy gesig uitgetrek, geslaan het. Wanneer hy een woord kon gespreek het en dit die hele ding sou verander het, maar die toksine het gehou. Hy het gesterf, hy het die sondes van die wêreld gehad, elke sonde wat ooit in die wêreld was, is op hom gesit. Onder daardie las van sonde, met al die gewig van sonde wat op hom gelê is, het hy gesterf. Hy het gesterf tot die son ondergegaan het in die middel van die dag. Hy het gesterf tot die sterre nie wou skyn. Hy het gesterf tot die maan nie wou skyn nie. Hy het gesterf tot die aarde 'n senuwee ineenstorting gehad het. Het so hard geskit met die skudding tot die klippe uit die berge uitgeloop het. Hy het 'n dood gesterf wat niks kon sterf nie. Die toksine het gehou. Maar toe hy gesterf het sy siel hel toe gegaan, want hy het die sondes van die wêreld daarop gehad, en hy was 3 dae in die hel, maar op die vroeë Paasoggend het die toksine begin werk. Hy het op die 3de dag opgestaan en weer hier op aarde verskyn, en hy het gesê, omdat ek lewe, lewe julle ook. Die toksine het gewerk met versoekings, die toksine het gewerk in elke beproewing, die toksine het gewerk in die dood, die toksine het gewerk in die begrafnis, die toksine het gewerk in die opstanding. Toe het hy vir sy disippels gesê, ek wil hê julle moet daarmee ingeënt word, en ek stuur julle uit met 'n voorbereide tas om na die hele wêreld toe te gaan, en elkeen in te ent wat sal glo. Daar is 'n balsam in Gilead. 120 het in 'n boorvertrek ingeklim en die deure toegemaak en die
die venster toegemaak. Hulle het daar gebly vir 10 dae en gewag dat dit sou gebeur. Terwyl hulle eendragtig in een plek was, het daar met eens 'n geluid uit die hemel gekom soos 'n geweldige rukwind. Dit was God se balsem wat afgekom het. Toe dit hulle in die kamer getref het verdeelde tong op hulle gesit soos van vuur. Hulle het in die strate uitgegaan, hulle het resultate gehad, hulle het gewys dat hulle ingeënt was, hulle het gewys dat daar iets gebeur het. Al die vrees en dinge wat hulle gehad het verdwyn, sodra hulle die inspuiting van God se toksiening van die Heilige Gees gekry het. Wat op hulle uitgestort het, dit het hulle laat kwyl, hakkel optree soos 'n klomp dronk mense. Maar hulle het nuwe lewe ontvang. God het sy lewe in daardie 120 geplaas. Hulle het gegil, hulle het geskree, hulle het in tale gepraat, hulle het gehardloop, hulle het opgetree soos dronk mense, omdat hulle ingeënt was. Hulle was ingeënt teen die style van die wêreld. Dis wat die probleem is met die Pinksterkerk vandag. Dit het te stylvol geword, dis te veel soos die wêreld. Wat ons nodig het is om baie daarvan uit ons uit te kry. Ons het nog 'n Pinkster inenting van die Heilige Gees nodig om die styfheid uit die Pinksterkerk uit te haal. Dis reg, my liewe broer, suster. Dis waar. Ons het 'n inenting nodig, 'n nuwe inenting van die Heilige Gees. En dit was, hoe sê hulle, dit was net, so iemand vir ons sê, dit was net vir die apostels. Hulle was die enigste een wat die toksine gekry het. Nee, hy het gesê, is daar geen balsem in Gilead nie, of is daar geen geneesheer daar nie? Ja, hulle het 'n geneesheer, hulle het beslis. Dr. Simon Petrus het opgestaan op die dag van Pinkster, en die mense het gesê, ons wil dit ook graag ontvang. Hy het gesê, bekeer en word elkeen van julle gedoop in die naam van Jesus Christus tot die vergifnis van julle sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Wat? Want die belofte kom julle, wie? Hoe lang gaan daar die voorskrif hou? Kom julle toe en julle kinders aan, hulle wat daar ver is, selfs soveel as wat die Here ons God sal roep, sal ingeënt word. Halleluja! Nie met 'n handdruk nie met 'n naam op 'n boek nie, maar 'n geweldige rukwind wat uit die hemel kom, wat die siel vul met inenting wat sonde van jou af wegneem, die wêreld uit jou uitneem. Hulle het uitgegaan as nuwe mense, ingeënt, gevul met die Heilige Gees, dis God se belofte. Is daar geen balsem in Gilead nie? Is daar geen Heilige Gees vandag nie? Is daar nie, wat het Jesus gesê? Hierdie gaan in die hele wêreld in, en ent hulle in, met ander woorde. Gaan in die hele wêreld in en verkondig die evangelie. Hy wat glo en gedoop word, sal gered word. En nadat hulle ingeënt is, sal hulle wys dat hulle ingeënt is. Julle weet, daar's 'n paar nagevolge daarvan. Amen, daar's 'n nagevolge. Julle weet, as jy ingeënt word teen iets soos wit, seerkeel of iets, en daar's nie een of ander reaksie nie, wel, het jou inenting nie gevat nie. En as jy opgaan na die altaar sê, prys die Here, ek glo, ek het dit ontvang, het jou inenting nog nie gevat nie. As jy weer uitgaan en begin rook en drink en die dinge wat doen wat jy gedoen het, het jou inenting nog nie gevat nie. As jy in dienste kan sit soos jy nou sien, soos jy hierdie week gesien het, waar die Heilige Gees beweeg optree, en jy kan stil bly en uitgaan en sê, daar's niks daaraan nie, het jou inenting nog nie gevat nie, dis reg. Jesus het gesê, hierdie teken sal hulle volg nadat hulle ingeënt is. In my naam sal hulle duiwels uitdryf met nuwe tale spreek. Slange opneem, dodelike goed drink, hulle hande op die siekes lê. Hierdie teken sal hulle volg wat ingeënt is. O suster, daar's baie daarvan hier. Die huis is vol daarvan, die kamer is vol daarvan, my hart is vol daarvan, ander harte is ook vol daarvan. Daar is balsem in Gilead, geen rede vir die dogter van God se kerk om siek te lê van sonde nie. Daar is geen behoefte aan ongeloof in die kerk nie. Ons behoort dit alles uit te hê. Die nuwe dinge wat God vir ons stuur, kan ons hand reguit opsteek en dit gryp. Amen sê en reguit daarmee wegloop. Daar's baie balsem in Gilead. Glo jy dit? Laat ons hoofde net 'n oomblik buig. Dierbare Hemelse Vader, ons kom na U toe net so nederig as wat ons kan. Ons weet daar is 'n balsem in Gilead.
Ons weet dit omdat ons eers sondaars was en ons nog gered is deur u genade. Ons eenmaal nooit deur 'n deur soos hierdie sou gegaan het nie. Maar nou is dit onuitspreeklike vreugde en vol heerlikheid om in 'n vergadering van mense in te kom waar die Heilige Gees val. Eers was ons blind, maar nou sien ons. O, ons het u lief, Here, en sonder twyfel is daar baie hier binne wat net so is. En Vader, daar is miskien diegene wat nie weet wat dit beteken om regtig die Heilige Gees te ontvang nie, om hulle eie weë op te offer en die Heilige Gees laat oorneem, om hulle te lei en om hulle te leer. En om hulle soet seëninge te gee, om hulle te laat wegbly van die dinge van die wêreld en om hulle te ondersteun in die uur van versoeking, dat hulle nie sondig nie. Baie weet dit nie, Vader. Baie is humeurig, baie is wellustig. Die mense wat u naam dra. Ek bid, Vader, dat vanaand dat u net my gebed sal hoor en u Gees sal uitstort in die midde van hierdie mense. Dat elke persoon hier binne so opgeneem mag wees met die Gees van God, tot dit hulle siel so ten volle sal reinig. Dat daar nie meer vermoeidheid sal wees in hulle harte nie, daar geen ongeloof meer daar sal wees nie. Dat hulle gevul sal word met die Gees, harte vol liefde, aan die brand met geloof en nuwe begeertes. Skenk dit, Here, in die naam van die Here Jesus Christus, vra ons dit. Amen. Ek weet, dit klink krie in die uitdrukkings van inenting, maar dis presies wat dit is. Is daar geen balsam in Gilead nie? Is daar geen geneesheer daar nie? Daar is beslis. Kyk na hulle. Daar's baie dokters. Daar's baie balsam hier. Die huis is vol vanaand. Die teenwoordigheid van God is hier. Die goeie dinge, die goedheid en genade van God is hier. Waarom sou ons dan enigiets anders wil hê? Want sy balsam is hier, sy geneesheer is hier. Waarom is die mense dan nog steeds siek? Waarom is die dogter van my volk nog steeds siek as? Want waarom? Want net, julle moet net julle hand opsteek en dit ontvang. Die Heilige Gees is hier. Glo julle dit nie? Ek kan dit bewys, ek weet dit. Wat maak hierdie mense aan julle wat nie die Heilige Gees het nie? Wat kom op hulle wat net hulle siele laat skree vir 'n paar oomblikke? Dis 'n doop, iets wat afswaai oor hulle en hulle harte vul met krag en goedheid en genade. En die Heilige Gees laat hulle net hulle hande opsteek en skree. Hulle kan dit nie langer hou nie. Wat is dit? Dis die balsam, dis die balsam vir hulle siel, wat hulle laat weet dat hulle oorgegaan het uit die dood na die lewe. Hoeveel hier in die gebou vanaand sal eerlik wees voor God en sê, ek het nog nooit so 'n ondervinding soos daardie aanvaar nie. Ek het nog nooit 'n werklike uitsterf ervaar om wedergebore te word nie. Broer Branham, ek's eerlik met jou. Ek's eerlik met God. Ek het dit nog nooit ervaar nie. Sal jy net jou hand opsteek, so eerlik wees, sê, ek is nooit wedergebore nie, ek ken nie. God seën jou, jong dame, dis baie goed vir jou. God seën jou daar agter, meneer. Nog een. Ek gaan julle dit net vra sodat julle eerlik is voor God. Luister, jy moet wees as jy ooit verwag om die hemel jou tuiste te maak. Moet jy eerlik wees met God. Staan vir hom, kom uit en wys julle klere. Moenie bang wees nie. Hier 'n tyd gelede 'n bekende evangelis omtrent 50 of 60 jaar gelede met die naam van Daniel Greenfield het hy die Verenigde State deurreis om herlewings te hou en hy het groot herlewings oral gaan. En soos die storie lui, het hy een aand aan die slaap geraak en hy het gedroom dat hy gesterf het en hy hemel toe gegaan het. En gesê terwyl hy naby die poorte gestaan het, het hy gedink, nou ek sal in hierdie groot plek van God ingaan, want omdat ek die evangelie gepreek en ek siele vir Christus gewen het, en daar sal na my omgesien word. En terwyl hy daar gestaan het, het iemand na die poort toe gekom en gesê, wie nader hier die heilige plek? Hy het gesê, ek, Daniel Greenfield van die Verenigde State van Amerika, 'n evangelis. Wat het hy gesê was jou naam? Kom die stem van binne? Danny Greenfield.
Hy gaan terug in en kyk deur die boeke soos sy droom gelei het, weer uitgekom en gesê, meneer, ek's jammer, ek kan nie jou naam hier ergens kry nie, ek kan dit nie in hierdie boeke vind nie. Hoe het hy gesê, jy moet verkeerd wees, gesê ek was 'n prediker, 'n evangelis. Hy het gesê, meneer, daar is niemand hier geregistreer met die naam van Danny Greenfield nie. Hy het gesê, wel, wat sal ek doen? Wel, hy het gesê, as jy wil, kan jy jou saak appelleer na die groot wit troon, die oordeel. Hy het gesê, wel, as dit alles wat ek kan doen, is dit al wat ek sal moet doen, reken ek. So hy het gesê, hy is weggeneem, soos hy droom gelei het, gesê hy het baie vinnig deur die ruimte gegaan, gesê met eens het hy begin stadiger gegaan, omdat hy in 'n lig ingekom het. Stadiger en stadiger gegaan, soos die lig helderder en helderder geword het. Uiteindelik het hy tot stilstand gekom in sy droom. Hy het gesê die lig het nie van enige sekere plek afgekom nie, maar hy het reg in die middel van al hierdie lig gestaan en gesê, hy het gedink, o, wat 'n plek om te wees. En gesê, hy het 'n stem hoor kom, wat baie grof was en gesê het, wie nader my goddelike oordeel? En hy het gesê, ek Daniel Greenfield, 'n evangelis. Daar is vir my gesê by die poorte dat ek nie kan inkom nie, so ek het gekom om voor u geregtigheid te staan, meneer, by u groot wit troon. Hy het gesê, ek sal jou dan beoordeel, Daniel Greenfield, volgens my wette. Hy het gesê, Daniel Greenfield, het jy ooit alleen vertel? Hy het gesê, ek het gedink ek was eerlik, maar terwyl ek in die teenwoordigheid van daardie lig gestaan het hy gesê, was daar baie dinge wat ek onthou het, wat ek gesê het, wat nie net presies die waarheid was nie. Hy het gesê, ja, ek het gelieg. Hy het gesê, het jy ooit gesteel, Daniel Greenfield? Hy het gesê, ek het gedink, as daar iets was wat ek was dit eerlik. Maar, het hy gesê, in die teenwoordigheid van daardie lig. Nou broer, suster, dit was net 'n droom, maar dis ook die waarheid. Wanneer jy in die teenwoordigheid van daardie lig van God staan, gaan daar 'n hele klomp goed wees waarin jy sal dink, en miskien wat jy nie nou aan dink nie. Kan 'n verskriklike tyd wees by die wit troon oordeel van God. Hy het gesê, o, ek het gedink ek was eerlik, maar gesê ek het toe onthou dat daar verskeie dinge was wat ek gedoen het, wat soort van oneerlik was. Hy het gesê, Daniel Greenfield, was jy volmaak? My wette vereis volmaaktheid. Dis wat Jesus gesê het, wees julle volmaak soos julle Vader in die hemel volmaak is. My wette vereis volmaaktheid. Daniel Greenfield, was jy volmaak? Hy het gesê, nee Here, ek was nie volmaak nie. En hy het gesê, ek was net, het gevoel asof my bene uitmekaar geval het. Gesê, ek het verwag om daardie groot stem te hoor uitbasyn en sê, gaan dan weg van my af in die ewigdurende vuur in, wat voorberei is vir die duiwel en sy engele. En gesê, net soos ek net op die punt was om in mekaar te sak waar ek gestaan het, gesê, het ek die soetste stem gehoor wat ek ooit in my lewe gehoor het. En gesê, ek het omgedraai om te kyk, en gesê, ek het die liefdevolste gesig gesien wat ek nog ooit gesien het. Hy het gesê, geen moeder se gesig kan soos daardie een lyk nie. En gesê, hy het tot naby my geloop en sy arms om my gesit. Hy het gesê, Vader, dit is waar dat Danny Greenfield nie volmaak was op aarde nie. Maar daar's een ding wat hy wel gedoen het. Terwyl hy op aarde was, het hy in elke versoeking en elke beproewing vir my gestaan. Nou sal ek hier vir hom staan, laat al sy sondes op my rekening gesit word. Ek wonder vanaand, vriend, as jy vanaand na die wit troon geroep word, is daar iemand wat vir jou sal staan? As daar nie is nie, terwyl ons hoofde buig, gaan ek jou vra of jy Christus wil aanvaar. En nou sal staan vir hom en van nou af onder elke versoeking, elke spanning, jy sal staan vir Christus, sal jy net nou op jou voete staan terwyl ek vir jou bid. Staan net op, julle wat geplaas met sonde, met verboue reerde versoekings en weet, dat as jy sterf vanaand, dat jy sou, niemand daar sal wees om vir jou te staan nie.
He might be asking you now, stand for Want me hy now. mag jou nou vra, staan nou vir my en ek sal dan vir jou staan. Or if you will Want as julle witness van me my before sal the getuig man, voor die mense, him will I sal ek witness van hom before my getuig Father and voor the my holy Vader angels. en die heilige engele. Now, while we have our heads bowed, Nou terwyl ons how many in ons the room hoofde will stand gebuig right het, now hoeveel for in die prayer vertrek just sal before net nou we staan change vir the gebed, service? net voor Say, I ons wanna die make diens a stand verander. for Sê, Jesus Christ ek wil right net now. nou 'n standpunt I'll inneem stand vir to my Jesus feet. Christus. Ek sal op my voete staan. You that raised your hands a few Julle moments wat ago, julle hande opgesteek stand het to 'n your paar feet now. oomblikke gelede, Let's staan nou offer op julle prayer voete. right where Kom you're ons bid net waar julle staan. Stand Staan up. op. Mag die laaste geleentheid wees wat julle ooit het. Die Here seën jou dame, die Here seën jou daar agter, die Here seën jou. Die Here seën jou meneer, dis reg. Reg oor die gebou, bly net 'n paar oomblikke staan vir gebed. God seën jou daar agter jong kerel, God seën jou hier oor kan my broer. Dis God seën jou meneer. God bless you, lady. Seën jou dame, God seën jou dame, die Spaanse dame. God seën jou meneer. God seën jou meneer. Make a stand. I'll stand for you now, Jesus. You put my name on your book. God bless you, young lady. Maak 'n stelling, ek sal nou vir u staan, Jesus. U het my naam op die boek geplaas. God seën u jong dame. Bly net staan totdat ons bid. Julle nou vir my staan, sal ek God seën hulle daar agter die broer en suster wat opgestaan het. God seën die jong man in die agterkant. God seën jou suster wat daar staan. En hy kyk na jou. God seën jou suster terwyl jy staan. God seën die jong man, dis goed. God bless you. That's fine. God seën jou, dis goed. Die Here wees jou genadig. Just stand to your feet. Say this. God bless you, young Staan man. net op jou voete, sê dit, God seën jou jong dame, God seën jou daar oorkant suster. Ek sal nou vir u staan, Jesus. Op daardie dag wanneer ek is, wanneer die asem uit my liggaam uitsukkel, my are afkoel teen my pols op. Die dokter by die deur ingestap en gesê, daar's niks wat ek kan doen nie. Staan vir my, Here Jesus. You remember the last words of Max Onthou Baer julle the die other day? laaste woorde van Max Baer Oh nou God, die I'm dag? going. O God, ek gaan. What if he wasn't ready? Wat as hy nie gereed was nie? All the great things that he did as Al die the groot world's dinge wat hy champion gedoen het as die fighter, the wêreldse great body, kampioen vegter, everything. die groot Yes. liggaam en alles. Tog Wouldn't do him a bit of sou good hom now. glad nie nou help nie. But you're making your stand. Maar Will jy the others maak who jou make their stelling. stand, Sal will daar stand ander up just a wees few wat hulle minutes? stelling wil maak, Stand net to 'n paar your feet, minute let's sal stand. opstaan. Staan net op jou voete net 'n paar He minute. that will Hy wat hier stand vir for my me sal here, staan, I'll ek stand sal for them vir there. hulle daar staan. Now, Nou ek I wonder wonder terwyl if hulle all hoofde their heads gebuig are is, bowed, elke hoof gebuig every is, head wonder of bowed. julle wat I staan, wonder if you of julle stand. sal waardeer dat If ek you would saam met julle appreciate bid. me Sal praying julle with net you, hier na die would you come altaar right here toe to kom altar net 'n just a oomblik. minute? Let me Laat pray ek saam with met you. julle bid. Prove Bewys to aan God, God, bewys prove aan to hom him dat that jy you're opreg is, sincere. dat jy That dit you really regtig meant bedoel that het toe when jy you stood opgestaan het. up. Kom You jy come reguit right af back hier na and toe en stand staan just a hier by my. minute. Let me Laat pray ek net 'n with you oomblik just saam met a julle minute. hier Every one bid. of you now Elkeen come. van julle kom nou. That's right. God bless you. They're coming all the way over the Dis building. reg, God seën Coming right julle. down to Hulle the kom altar. die heel pad That's oor die right. gebou, kom God reguit bless af you. na die altaar. Dis reg. God seën julle. I want Ek you wil to hê stand u moet for vir me, my Jesus. staan, I'm gonna Jesus. stand Ek kan for vir you u before staan this voor audience. hierdie gehoor Show my om my sincerity. opregtheid te wys. Come right now. Kom net nou. Just as I am. Come, young man, young Kom woman. jong man, jong vrou, Come right kom nou on net now. Walk down vorentoe. here. Let's Loop have hier prayer. naartoe. Laat ons bid. But that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to, O Lamb. God bless you, friend. I come. God bless you, young man, young man. The God greatest seën thing die jong you've man, done in jong life. broer, die grootste ding wat jy in die lewe gedoen het. Will there Al be daar others ander come? kom, And waiting not to rid my soul from one. Maybe it's a miskien is dit different jy rock. meer daardie kol, Just net one een dark donker rock. Won't kol. you come? Sal jy nie kom nie? To thee, whose blood can cleanse each spot, O Lamb of God, I come. I
Will you come while we sing just Sal jy once kom more? terwyl ons Is net there a nog een sinner keer left sing? in Is here? daar 'n Would you sondaar come hier right now? binneoor? There's Sal jy balm net in nou kom? Gilead. Daar's balsam in There's Gilead. something Daar's for the iets vir die sin-sick sonde soul. siek siel. Won't you Sal jy come nie vanaand tonight, kom my nie, my brother? broer? Won't you Sal jy come, nie my kom nie, my sister? suster? Ek is hier I'm as here julle as vriend your om julle te friend to probeer try to help. Die help grootste ding en die The grootste greatest beweging wat thing julle and the ooit gedoen het, greatest move that you sou ever did. net nou Move right up wees here now. om hier nader te beweeg. I say that with all the sincerity in my heart. Ek sê dit met al die opregtheid van my hart, met God se woord in my hand, en sy engel is nou hier teenwoordig. His angel is present. The Holy Spirit is here. Sy engel is teenwoordig, die Heilige Gees is hier. If thou canst As jy kan glo, sal jy nou kom terwyl ons neer nie? Beweeg uit, sal jy nie? Kom aan. Come on. That's Dis reg. God bless God you. seën jou suster. Come on. Kom aan. Kom vriend van my, kom reguit af, sal jy nie? Hierdie groot heilige tyd, dit lyk asof dit amper asemrowend is vir my. Dis reg. Move right out. Beweeg reguit uit. God seën julle. Hier kom selfs 'n krepel seën. Kom. If you have never felt that great As jy nog nooit daardie groot inenting gevoel het, daardie iets wat jou nuwe geboorte gee nie, nie net om hande te skud met die prediker nie, dis goed, maar ek bedoel nuwe geboorte. As hierdie arme krepel seun hier kon beweeg op sy krikke, sekerlik, julle wat in staat is, dit sal teen julle staan by die oordeelsdag. God gaan sê, hoekom het jy nie? Hoekom het jy nie gekom nie, sien? Die geneeshere was daar, die balsam was daar, die bewys was dit. En ek het selfs 'n krepelseun wat skaars na die altaar toe kon beweeg, self laat opbeweeg. Nou, hy is hier. Glo julle dit? Kyk hier. Die mense buite in die gehoor trek nou visioene oor die gehoor. Dis waar. Ek veronderstel daar is nie 'n gebedskaartjie in die gebou nie. Maar die Heilige Gees is hier. Ek sien 'n man wat ver agter hier buite in die gehoor sit, reguit na my kyk. Hy's baie ontstel. Rede waarom ek opgelet het, hy het 'n kind wat omtrent dood is met hartprobleme. Hy sit reg daar agter, tweede van die punt af, kyk na my, bid vir daardie kind, dat daardie kind genees sal word van daardie harttoestand. Glo jy sal, meneer, steek jou hand op. Dis waar, is dit nie? Jy het nie gebedskaartjie nie. Het jy? Geen gebedskaartjie of niks nie. Maar was dit nie? Is dit nie wat op jou hart is nie? Is dit nie? Hier is hy. Iemand kyk aan die agterkant. Staan net 'n oomblik daarop, meneer, net hier. Ek ken nie die man nie, ek het hom nog nooit in my lewe gesien nie. Ek het hom nog nooit in my lewe gesien nie, maar dis presies waarvoor hy daar sit en bid. Sien? Wat het dit gedoen? Wat het hy gedoen? Sy kind gaan genees word. Wat het hy gedoen? Hy het die groot geneesheer aangeraak. Hy het die hoëpriester aangeraak. Daar is balsam hier in Gilead. Daar's 'n dame wat daar oor kan sit met oogprobleme, het bloeding in die oë. Sy bid ook dat die Here Jesus haar sal genees. Glo jy hy sal dit doen, suster? Glo jy dit? As jy glo, steek jou hand op, steek jou hand op. Glo jy dit? Staan op jou voete. Staan net 'n oomblik op. Ek ken jou nie. Het jy 'n gebedskaartjie? Jy het nie enige gebedskaartjie nie. Nee, goed, jy het nie een nodig nie. Glo jy met jou hele hart? Dit sal net nou stop in die naam van Jesus Christus. Gaan huis toe en wees gesond. Glo jy dit? Hier sit 'n man wat reg hier agter sit en kyk na hierdie kant toe. Hy lê aan artritis. Jy daar, jou naam is meneer Hayes. Staan op. Terwyl hy daar staan, het jy 'n gebedskaartjie. Meneer, jy ken my nie, ek ken jou nie, is dit reg? Maar dis waaroor hy gebid het. As dit reg is, steek jou hand op. Goed, gaan huis toe. Dit het jou verlaat. Jesus Christus maak jou gesond.
Daar's balsam in Gilead, A man right here looking at me. I don't know him. 'n man net hier wat na my kyk. Ek ken hom nie. Got some kind of a jacket on. Hy het like. een of ander soort baantjie aan soort van. Hy het probleme met sy That bene. is true. Dit is waar. You have a Het jy prayer 'n card, sir? gebedskaartjie, meneer? I don't know you. You don't know me. En nou If nie, that's so, jy stand up ken on my your nie. feet. As dit so is, staan op jou voete. There you are. Daar is dit. Ek na my. Glo jy dat ek God se profeet is? Glo jy dat ek You is? believe me to be that? Ek sal jou I'll iets tell you anders something sê. else. Daar's There's iets something soos like golwende flowing waters waters that wat see ek between tussen you. julle You're a sien. missionary. Jy's 'n sendeling. That's Dis exactly presies right. reg. Jy het You've gedien been onder ministering donker amongst mense God's soos people Indië of like iewers India, so daar. somewhere like Ek that. glo It dit is is India. Indië. Exactly Dis right. presies reg. Jy You het 'n got a vraag in jou question in your gemoed. mind. Jy You weet know nie which way watter to kant turn toe om now. nou Is te that draai right? nie. Is dit If nie that's reg right, nie? raise up As your dit reg hand. is, steek jou hand op. It'll be settled. Dit sal afgehandel wees. Gaan terug. Jesus Christus sal daarvoor sorg vir jou. Do you believe? There is a bomb. The Hey, Holy daar's 'n Spirit. balsam, die Heilige Gees. Wat sê die Bybel nie dat die Gees van God vinniger en skerper is as 'n tweesnydende swaard? Die gedagtes van die verstand onderskei nie, is dit reg? Is Jesus Christus die Hoëpriester wat aangeraak kan word deur die gevoel van ons swakheid? Dan is hy hier. Now, friends, you standing here, you penitent people. Christ is Vriende, here. julle wat hier staan, He's julle going to help berouvolle you. mense, Let's bow our Christus is heads, hier. Hy gaan everybody, julle help. while we Laat pray. ons hoofde buig almal terwyl ons bid. Bely julle sondes. Look what Jesus said. No man can come Kyk to wat me Jesus except gesê het, my niemand Father kan na my draws toe him kom first. as die Vader hom Then nie here he eers is. trek nie. He's Dan drawn is hy you. hier. Hy het jou You're getrek. here. Jy's hier. Because why? Want The waarom? Father Die draws Vader you. het jou getrek. And En he hy that wat will na my come to toe me, kom, sal I ek op will in geen no manier wise cast uitwerk out. nie. Hy wat hier vir my sal staan, ek sal vir hom daar staan. Hy wat hier van my getuig, ek sal vir hom getuig in die teenwoordigheid van God en die heilige engele. But if you're ashamed of me here, I'll be ashamed of you. Maar as julle skaam is vir my hier, sal ek skaam wees vir julle voor God en die heilige engele. Hy wat na my toe kom, sal ek op geen manier uitwerp nie, maar ek sal hom die ewige lewe gee en sal hom oprig in die laaste dag. That's the words Die woorde van Jesus Christus wat hierdie kerk nou gesalf het. Hy, dieselfde een wat my verskillende dinge laat weet van die mense daar buite, is dieselfde een wat met jou hart gepraat het en jou hiernatoe gebring het. As hy met dit sal laat doen en dit vir julle sal bewys dat dit die waarheid is om sy woord te vervul, dan vertel ek julle die waarheid. En wanneer jy opstaan op jou voete, is jou sondes vergewe. Nou laat ons bid en hom dank. Lord Jesus, you said in your own Here word, Jesus, according U het to in the die gospel eie woord of gesê St. volgens die John evangelie van 5:24, Johannes 5:24, hy wat my woorde hoor en glo in hom wat my gestuur het, ewige lewe sal nooit in die oordeel kom nie, maar het oorgegaan uit die dood na die lewe. Hulle wat hier staan, berouvolle mense, is die vrugte van die boodskap vanaand. Hulle het U stem gehoor. Hulle het U woord gehoor en hulle het gekom. Hulle het gekom volgens die oortuiging van hulle eie gees. Daar was iets by hulle wat met hulle gepraat en gesê het, jy's verkeerd, jy moet staan en jy moet gaan. En hulle het op hulle voete gestaan en vorentoe gekom soos U diensknegt hier hulle beveel het om te doen. Hulle staan met trane in hulle oë, met hulle gesigte gedraai na die stof waaruit hulle geneem is, en as Jesus vertoek, sal hulle terugkeer na die stof. Maar die stof kan hulle nie hou nie, die graf kan hulle nie hou nie, die dood kan hulle nie hou nie. By 'n tweede koms sal daar die stof versamel en hulle sal staan in die gelykenis van die Seun van God. Geregverdig staan by een wat vir hulle staan op daardie dag waarvoor hulle gestaan het vanaand. Vergewe hulle, Vader, van elke sonde. Hulle is bly omdat U dit gedoen het. Dis U woord, dis U belofte. U kan nie U belofte verbreek nie as. U hou U beloftes vir almal. U hou hulle almal U beloftes. Nie een van hulle kan val nie. So hier is hier die berouvolle siele wat vanaand gekom het. Ons dank U vir hulle en ons bid dat U met hulle sal wees deur die lewensreis. Gee hulle nou die doop van die Heilige Gees soos hulle ingaan om hulle knieë te buig. Ingaan om te kniel en om U te dank vir U goedheid, vir die redding van hulle siele. Vul hulle dan met die Heilige Gees. Mag hulle 'n goeie kerk vind wat die volle evangelie verkondig, wat staan
En die inenting van sonde vir die mense bring dat hulle siele gevoed kan word met manna van omhoog. Skenk dit, Here, en mag hulle altyd getrou in daardie kerk lewe totdat die dood hulle sal vrymaak. Skenk dit, Vader, ek vertrou hulle toe aan U in die naam van die Seun, die Here Jesus. Amen. Nou sal hulle julle na die kamer toe neem waar ons daar agter saal vergader net binne 'n oomblik vir gebed. Gaan reguit agter na hierdie kamer toe hier en kniel, en hulle sal julle daar agter ontmoet net binne 'n oomblik. Ons wil hê julle moet kniel en God nou dank dat hy julle gered het. Nou aan die res van julle, is daar enige hier wat nie die doop van die Heilige Gees het nie? Sal jy jou hand opsteek en sê, ek is 'n Christen, maar ek is nie gevul met die Heilige Gees nie. Ek wil graag die Heilige Gees ontvang. Sal jy net jou hand opsteek, sal jy dan hier na toe kom? Sal jy hier na toe kom en saam met hulle gaan? Kom, laat ons 'n woord van gebed saam hê. Laat ek my hande op julle lê en hierdie predikers hier. Julle weet, Petrus het afgegaan en gepreek. Filippus het afgegaan en die mense by Samaria gedoop, maar hulle het nog nie die Heilige Gees ontvang nie. Petrus het afgegaan en hande op hulle gelê en hulle het die Heilige Gees ontvang. Nou dis presies wat die skrif sê. Nou sal julle nie kom vir hierdie toewyding nie. Kom vir die tyd wat julle, daar's baie balsam in Gilead. Glo julle dit nie? Goed, laat ons nou net na die kamer toe gaan sodat ons daar kan ingaan, hande opgelê kan hê, bid en die Heilige Gees ontvang. Net nou is die tyd. Moet dit nog nie 'n uur uitstel nie, nog 1 uur mag te laat wees. Ons weet nie net hoe lank ons gaan lewe nie. Maar ons weet een ding, as ons ewige lewe het, kan ons nie sterf nie. Is dit nie die waarheid nie, my broers? Ons kan nie sterf nie. Het julle ooit daardie woord opgesoek? Hy wat in my glo het ewige lewe. As jy dit uit die Griek sal neem, is dit die woord Zoe wat beteken God se eie lewe in jou. Is nie meer jouself nie, maar jy's 'n kind van God. Hier 'n paar weke gelede het my vrou wat daar agter sit, het ek en sy na 'n kruideniers 'n winkel toe gegaan om 'n bietjie kruideniersware te kry. En ek was verstom om een dame te vind met 'n romp aan. En ek het gesê, "Mede, wat daarvan?" Sy het gesê, "Wat ek 'n vrou wil gesê, jy kom terug van Oseap, jy sê hulle doen hierdie in Frankryk, hulle doen daar in Engeland, hulle doen hierdie op 'n ander plek. En is hierdie wat hulle in Amerika doen?" Ek het gesê, "Dis die gees van Amerika." Gesê, "Is ons nie Amerikaners nie?" Ek het gesê, "Nee." Gesê, "Wat is ons? Duits?" Ek het gesê, "Nee." "Wat is ons?" Ek het gesê, "Ons is reisigers en vreemdelinge." Ek het gesê, "Dis die rede die Amerikaanse gees op ons vroue, hulle nie daardie dinge doen nie. Op ons manne, hulle nie drink nie, ons broers en sulke dinge nie." Die Amerikaanse gees drink, dis 'n nasionale gees. Elke nasie word deur die duiwel gegee, die Bybel sê so. Satan het gesê, "Hierdie koninkryk is myne, ek sal met hulle doen wat ek ook al wil." Jesus het nooit sy woord betwis nie, maar hy het geweet hy sou erfgenaam word van elkeen van hulle in die millennium. So hy het hom net laat begaan, dis waar. Want hy het geweet hy sou koning wees oor. Die koninkryke van hierdie wêreld het Openbaring gesê het die koninkryke van ons Here geword. En die lewendes, die verlosters het gelewe en geregeer saam met Christus op aarde vir 1000 jaar. Toe ons weet dat daar 'n koninkryk kom waar Christus koning sal wees, dan sal ons nie enige oorlog hê nie. Ons sal nie enige siekte hê nie. Ons sal nie enige onsedelikheid hê nie. Maar hier neem mense vandag goeie vroue, goeie jong dames wat hier op straat gaan en onsedelik aantrek om net wel lustig te wees om mans na hulle te laat kyk. Wat is dit? Die arme kinders het 'n gees van wel lus op hulle en weet dit nie. Jy mag so rein wees soos 'n lelie. Jy mag 'n maagd wees, maar by die oordeelsdag gaan jy moet antwoord gee vir oorspel pleeg. Jesus het gesê, wie ook al na 'n vrou kyk om haar te begeer, het oorspel gepleeg met haar in sy hart. En as daardie sondaar na jou kyk, dan wanneer hy daarvoor moet antwoord op die oordeelsdag, wie het hy oorspel gepleeg? Met jou. Hoekom het hy? Omdat jy jouself so aan hom vertoon het. Maak julle oë oop, sade van Abraham. Sekerlik. Ek het dit een keer vir 'n vrou gesê, sy het gesê, dis hoe hulle klere maak, dis die enigste manier wat hulle dit maak. Ek het gesê, hulle het steeds materiaal en naaimasjiene, jy hoef dit nie te doen nie, dis waar, jy hoef nie, dis 'n gees wat op jou kom deur televisieprogramme, koerante, advertensies.
That's the reason people smoke. Dis waarom mense rook. Hulle sê dit maak hulle maar. Hulle sien hierdie filmsterre sigarette rook. Wel, omdat sy dit doen. If you're born of the Spirit of God, you don't have that kind of spirit. Your spirit come from above. As jy gebore is uit die gees van God, het jy nie daardie soort gees nie, kom jou gees van bo, waar heiligheid en reinheid en netheid. O God, waarom kan ek nie die mense dit laat sien nie? You have to be born from above. And when you're above, Jy moet van bo gebore word. En wanneer jou bo hier op aarde kom, is jy 'n reisiger. Hierdie is nie jou tuiste nie, jy hoort nie hier nie, jy vertoef net hier. but our home is above. We seek Maar a ons city to tuiste come is bo, whose ons soek builder na 'n and stad maker wat is sal God. kom wie se boumeester en oprigter God is. Dis waarom ons eienaardig is vir die wêreld. Dis waarom die gees van God in die diens inkom en eienaardige dinge laat gebeur, want dis 'n eienaardige volk. Hulle is nie van hierdie wêreld nie. Sin, it's a curse. Sonde, sonde, dis 'n And vloek. there's a remedy En daar's 'n for it. oplossing daarvoor. Dan You say, well, I want to act hy like the sê rest wel, of the ek wil women. maak soos die res van die vroue. Sarah was your example. Mary was. Not someone... Sarah was jou voorbeeld. Maria was nie iemand in Hollywood of een of ander TV-ster nie. En hy is gebore van bo. Jy tree gewoonlik op soos hulle maak in die land waarvandaan jy kom. Ek het onlangs na Rome toe gegaan en ek het na San Angelo toe gegaan, die katakombes. En tot ons skande het dit 'n kennisgewing gehad wat daar gestaan het. Amerikaanse vroue trek asseblief klere aan en eer die dooies. Ek was onder by Zurich, Switserland en almal het skynbaar baie goed gevaar totdat mevrou Amerika ingekom het met 'n segte red houer omtrent so lank en 'n klein poedelhondjie en dit op die tafel gesit het. 'n Man het vir haar gesê om dit nie te doen nie en sy het haar lippe getyd en hom laat weet dat sy Amerikaans was, genoeg om skandelik te wees. Ek was onlangs in Kanada vir 'n diens en toe die Amerikaners was daar bo by 'n sekere hotel. Ek sou nie hulle name noem nie, hulle het gehad wat hulle noem 'n bietjie skoon pret, mans en vroue. Dit was verskriklik. Wel, die huisbak was vol whiskybottels toe opgegaan het en ek het gesê, wat is fout? Harry Canadese kerel het gesê, hulle is hierbo. Ek het afgeklim op omtrent die 10de vloer. Toe ek afgeklim en begin kyk, het dit daar in die gang afgekom, jong getroude vroue gekom, twee van hulle met trouringe aan hulle hande, net met hulle onderklere aan, wat net 'n bietjie skoon pret gehad het. Dronk met 'n whiskybottel in haar hand, mans wat by die deure probeer uitval agter hulle aan. Het hulle ondervra, hulle was albei maas. O God, wat gaan met hierdie land gebeur? Jy kan nie keer om oordeel uit te spreek nie. Julle Christene staan op in die naam van Christus en veroordeel hierdie ding. In die dae wanneer daar sonde in die laar was, toe Biljam die mense geleer het om te sondig, het Moses gesê, wie sal vir my in God staan? En Levi het sy swaard uitgetrek en gesê, ons sal vir jou staan. En hulle het daar die swaard geneem en elke sonde uit die laar uitgesny. En God het die res van hulle tiendes laat betaal aan hulle. En hulle het die priesterdom geword. So is it today. God's looking for somebody who will take the sword of the word. So is dit vandag. God soek na iemand wat die swaard van die woord sal neem. Party mense is bang om daardie dinge te sê. Moenie bang wees nie. God vir jou is. Wie kan teen jou wees? It's time that the church stood in its place again. Dis tyd dat die kerk weer op sy plek staan, sonder kap. Jesus sal eendag kom en daar sal 'n wegrapping wees. Hulle wat nou vir hom staan, hy sal vir hulle staan. Vir hulle dan. You love him? Het jy hom lief? O, hoe ek hom liefhet. I love him. Everybody now. Almal nou. How many Hoeveel Christians Christene in die gebou, hand? steek julle hand op. Isn't that wonderful? Let's stand to our feet now. Everybody stand to your Dit nie feet. wonderlik nie. Laat ons nou op ons voete staan. Almal staan op julle voete. Just my salvation on Calvary's tree. Almal saam nou. I love him. I love him because he first loved me.
Nou laat almal omdraai en handskud met mekaar terwyl hulle sê, draai om en skud hande met mekaar, sê God seën jou. Ek is bly om u hier te ontmoet vanaand. Bly om by jou te wees, so gelukkig. Al julle pelgrims skud hande, almal sê, ek is bly om hier by julle te wees vanaand. Hoe wonderlik, hoe goed. Laat dit julle nie baie goed voel nie? Goed. Nou kyk weer terug na hierdie kant toe. Laat ons nou ons hande opsteek na hom en weer ek het hom lief sing. Goed. Het daardie bietjie hoog, kry dit vir my, sal jy suster? Goed, almal saam. Lig hulle baie hoog op. Let's have the women to say first, I love him, and then the man next. All right. Laat ons die vroue eers laat sê, ek het hom lief, en dan die mans volgende. Goed, vroue. Now the man. Nou die mans. All together now. Almal saam nou. Because he first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. There's so many things happening out there. Daar soveel dinge wat daar buite gebeur, ek kan hulle net nie noem nie. Onthou julle my woord in die naam van die Here, daar siek mense net nou hier wat genees is, wat ek net, julle sal dit uitvind. Ek het pas 'n man opgeleid wat uit 'n rolstoel opstaan, sy rolstoel optel en daarmee begin wegstap, hier oorkant in die hoek. Sien, die Gees van God is hier, dis wat dit kos om te genees. Die Gees van die Here is met ons om die siekes te genees. Die inenting is hier. O, hoe wonderlik. Hoe voel jy, broer? Goed, wyf jou hand as jy goed voel. Stoot daardie ou rolstoel en kom na hierdie kant toe, sodat die mense jou ou rolstoel kan sien stoot. Hier kom hy, stoot sy rolstoel, gee God lof en eer. Laat ons dit sing, ek het hom lief, saam met al die. Oh, praise the Lord, coming by waving. Because, Lord Jesus, I pray for thee. Here Jesus, ek bid vir hierdie en vir hierdie een, Here, in Jesus naam bid ek, Here. And just my salvation on Nou dis so laat om 'n gebed te roep. Daar is in elk geval geen gebedskerkies uit nie. Môre aand as die Here wil, sal ons ingaan gebedskerkies uit hier om 6:30. Wat is tyd? Hulle dit ook al doen vir môre aand vir die gebedsry. Laat ons net ons hande opsteek en hom 'n groot lof overbring. Wat sê julle almal? Gee net julle hande op. Prys die Here. Dankie Here Jesus, neem hierdie alles wat gedoen is, Here, red daar die mense daar agter. Vul hulle met die Heilige Gees. O Here God, wees genadig, skenk dit. Give these people a vision of your coming. We see you coming. We see the coming of the Lord. Gee die mense 'n visioen van u koms. Ons sien u kom, ons sien die koms van die Here, die einde van tyd. Ek bid God dat u ons sal beweeg met u Gees. Skenk dit Here in die naam van Jesus.